So wanneer ons na die lewe van die oud staatspresident Paul Kruger kyk, dan is dit asof jy na 'n diamant kyk met vele vlakke. En telkens kom daar weer uit 'n ander hoek, uit 'n ander liginval, kom daar weer 'n ander perspektief te voorskyn. En so het ons nou ook gepraat met professor Andries Raad, afgetrede professor by die Vrystaatse Universiteit, maar vandag nog steeds baie aktief en 'n baie bekende geskiedkundige. Ons het vir professor Raad gevra om 'n bietjie vir ons te beskryf hoe Paul Kruger se siening oor geloof, hoe dit daaruit gesien het en hoe hy dit van toepassing gemaak het op sy volk en op sy staatspresidentskap. President Kruger het baie mooi verduidelik. Hy het altyd verwys na die eksterne roeping, die uitwendige roeping. Met ander woorde die bekering. En hy het veral in sy staatsredes en dan by aanvaarding van die presidentskap het hy in daardie toesprake veel daarvan gemaak. En dis te verstaan. Daar staan hy as staatsleier. Hy is sopas verkies as president en hy is sopas beëdig in die ampt. En dan spreek hy tot die ganse volk. Hy spreek tot die ganse volk. En dan noem hy hulle by name. Hy verwys na die volksraadslede, hy verwys na die ander politieke leiers wat die volk verteenwoordig. Dan verwys hy na die onderwysers. Hy verwys na die kinders. Hy verwys na die leraars. Hy sê en dan verwys hy ook na die misdadigers. Die ganse volk. En dan doen hy 'n sterk oproep tot bekering. Tot bekering. En in die verband het hy gewoonlik verwys na Psalm 89. En die gevaar om van God verwyderd te lewe. En dit dan van toepassing gemaak saam met ander verwysings uit die skrif. Onder andere ook die teks in Hosea waar hy ook die feit betreur dat die volk ten gronde gaan vanweë gebrek aan kennis. So president Kruger het die uitwendige roeping baie sterk beklemtoon, maar dan het hy verwys na die inwendige roeping. En wanneer hy na die inwendige roeping verwys, dan beteken dit die persoonlike geloofsband van elke gelowige met die drie-enige God. Die persoonlike geloofsband van elke gelowige met die drie-enige God. En daarin lê 'n baie sterk roepingsgedagte. Met ander woorde dat al is ons beleiders van die gereformeerde geloof en ons gemeenskaplike geloof in God, het elkeen van ons, elke individu, het ook 'n eie persoonlike roeping. En jy weet, dit is die merkwaardige van president Kruger, dat afgesien van die breë, kom ek sê, die gemeenskapsvisie, die familievisie, die volksvisie, het hy ook die individu se verantwoordelikheid en rol en taak baie sterk beklemtoon. Nou die figuur van Paul Kruger het nie in 'n vakuum ontstaan nie. As ons na Paul Kruger kyk, dan moet ons al besef op watter vroeë ouderdom sy voorgeslagte, die mense wat hom gevorm het, die mense rondom hom 'n rol gespeel het in sy lewe en op sy lewensuitkyk. En hier dink ons dan ook veral aan die figuur van Sarel Silje, hy wat daar by die slag van Vegkop en toe ook later by die slag van Bloedrivier 'n baie belangrike rol gespeel het. Wat sou die indruk gewees het wat iemand so Sarel Silje op die jong Paul Kruger nagelaat het? Daar was 33 weerbare manne in die laar, hoogstens, van die trekgeselskap van Potgieter by Vegkop. Sarel Silje het die nodige stappe daar gedoen en gereël en georden. Maar die belangrike punt was dat ten spyte van al hierdie bedrywigheid voorafgaande aan die slag, terwyl die Matabele's op 'n afstand van 150 tree, lees ons in die gesaghebende bronne, van die laarstelling ingeneem het, en die vee daar geslag het, en die vleis daar rou geëet het, en natuurlik in die styl van die krygstaktiek van die inheemse bevolkings van daai tyd,
probeer het om die Laar en die inwoners van die Laar te intimideer, deur te skree, krete aan te hef op die met hulle assegaaie op die skildvelde te slaan. 'n Mens kan jouself indink waar 3000 aanvallers 150 tree van 'n Laar is, wat die effek op die Laar moes gewees het. Ek kan my indink wat die effek daarvan op die gemoedere van kinders moes gewees het. En dan doen Sadelsilje die merkwaardige ding, dat hy al die trekkers vra om daar saam met hom in die stof te kniel. En dan doen hy 'n gebed. En dan staan hy op en hulle sing 'n psalm. Met ander woorde, dat fisieke weerbaarheid opkom uit 'n hartsgesteldheid. En daardie hartsgesteldheid is die van die ou beproefde gereformeerde lewensoortuiging. Vanuit deur en tot God is alle dinge. Ook die uitslag en die uitvloeisel van dit wat nou op hande is om te gebeur.